Die 10 gebooie. Wanneer ons die voorlesing van die 10 gebooie hoor, dan val ons ore dikwels vas by die woord onderhou. Jy moet die volgende gebooie onderhou. En die prentjie wat ons daarvoor maak, herinner my dikwels aan iemand wat as ware 'n stok sien, waarmee hy maar net geslaan word. Ja, ek het alweer nie daardie gebod reg gekry nie. Maar dalk is die 10 gebooie nie maar net iets wat vra om onderhou te word en maar net 'n stok wat my wil slaan nie. O nee. Die 10 gebooie, lyk vir my vriende, is meer as dit. Want wanneer ek en jy onthou hoe begin die 10 gebooie, ontsluit dit vir ons 'n heeltemal nuwe betekenis. Want die 10 gebooie begin met die woorde: Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy sien wat gebeur. Wanneer ons onthou, dan verander die betekenis van onderhou. Want in plaas daarvan dat ek net wil die 10 gebooie onderhou, dit nie reg kry nie en ervaar maar ek hoor maar net hier's 'n stok wat my wil slaan. Ervaar ek dan dat wanneer ek onthou voordat ek onderhou, verander die 10 gebooie vanaf 'n stok wat my wil slaan na 'n lig op my pad, wat my pad kom verlig. Dit is wat die 10 gebooie is. Die 10 gebooie, vriende, is nie maar net 'n stok wat my wil slaan nie, maar dit is 'n lig op my pad, want dit help my om nie slegs te onderhou nie, maar om eers te onthou. En wanneer ek onthou wie is God, dan wil ek graag onderhou wat hy van my vra. Mag ek en jy hierdie week dit waag om te onthou wie God is en dan te onderhou, te leef soos hy van ons vra. Grondpad geloof, vriende, hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit Exodus hoofstuk 19 uit. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinaï woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinaï woestyn reg oor die berg. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe en die Here het van die berg af na hom toe geroep. So moet jy vir die nageslagte van Jakob sê, vir die Israeliete vertel, julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra en aan my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord: alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het. Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, maar die see en alles daarin, maar op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis
teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die donderslae en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Maar hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het al gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie meer sondig nie. Ons lees vanoggend net tot sover. Vanoggend op die grondpad van geloof ontmoet ons nie 'n nuwe geloofsheld nie, maar ons hoor die woorde van die 10 gebooie. Maar kom ons kyk net gou na die groter legkaart van grondpad geloof. Ons het vir mekaar gesê, op die grondpad van geloof het ons merkers, mense en maatstawwe nodig. Die merkers wat ons het, sommige is draagbaar, hulle is bottels of manna, wat ons in ons rugsak pak om uit te kan haal, om te onthou hoe die Here voorsien. Sommige merkers is meer vaste of gevestigde merkers, soos 'n klipaltaar wat gebou word met inskrywing dat die Here gee die oorwinning. En op my grondpad van geloof, wanneer ek twyfel, wanneer ek oorweldig word, wanneer ek worstel, het ek hierdie merkers om na terug te kyk, om te sien hoe God voorsien en hoe hy in staat is om die oorwinning te gee. Maar die grondpad van geloof kan ek ook nie alleen stap nie. Ek het mense nodig. En hierdie mense is soms my vriende of wat as helpers kom optree. Dink byvoorbeeld aan Moses, wie se arms moeg geraak het in diens van die Here. Maar toe Hur en Aaron sy arms kom ondersteun, kon hy volhard het in die werk wat hy moet doen. Maar dikwels het ook familie nodig. Dink aan Jethro, Moses se skoonfamilie wat vir hom kom raad gee. Maar dan het ons ook maatstawwe. Eksodus 19 tot 20. Hierdie maatstawwe bestaan dat ek onthou en rekening hou met God se teenwoordigheid en dan volgens sy gebooie vir lewe. So vanoggend fokus ons spesifiek in op maatstawwe, om te vra, hoe gaan ons dan volgens God se maatstawwe ons lewe kan leef? So wanneer ons op die grondpad van geloof stap, die 10 gebooie vanoggend weer gehoor het, dan sê ons mens vir mekaar dat as 'n mens wil sin maak van die storie van die geloofshelde op die grondpad van geloof, is hierdie plek waar hulle nou is, Sinai, 'n belangrike merker. Presies 3 maande na hulle uittog in Egipte, het die Israeliete in die Sinai-woestyn aangekom, en nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinai-woestyn reg oor die berg. So nou is waar hulle hierdie groot ontmoeting gaan hê, juis hier in Sinai. Nou hoor ons maar, Moses het die berg uitgeklim na God toe die Here hom van die berg afgeroep het. So moet jy vir die nageslag van Jakob die Israeliete vertel. Stel jouself voor, God roep jou hardop hier bo van die berg af. Hoe sal jy daarop reageer? Dan hoor ons in vers 4. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, hoe ek julle op arensvlerke veilig gedra het en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. Jy sien, hier moet eers teruggekyk word, om te kan onthou voor daar onderhou kan word. Ek moet eers onthou wie God is. Ek moet onthou hoe hy vir my sorg. Ek moet onthou hoe hy vir my voorsien. Ek moet onthou hoe hy my bewaar. En die beeld wat God self gee is, hoe hy hulle soos op arensvlerke veilig gedra het en na hom toe gebring het. Ek en jy het nodig om dit te onthou, net soos die Israeliete. Maar Moses het toe afgeklim en na die leiers van die volk toe gegaan en hulle bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord, alles wat die Here vir ons sê om te doen, ons sal dit doen. As God vir my en jou miskien vandag moes sê, julle is my mense, maar leef julle
volgens my gebooie. As ons die stem van God hoor, wat vir ons sê, julle is my mense, leef volgens my gebooie, wat sal ons antwoord? Sal ons bereid wees om soos die Israeliete te sê, alles wat die Here gesê het, sal ons doen? Of gaan ons miskien sê, Here, met hierdie is ek gemaklik, maar met hierdie is ek nog ongemaklik? Of sal ons bereid wees om alles te doen wat God van ons vra? Dan hoor ons, toe Moses alles wat die volk geantwoord het nou aan die Here gaan meedeel het die Here ook nog vir hom gesê, gaan weer terug na die volk toe. Hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek, die Here, na Sinaï berg toe afkom en voor die oë van die hele volk. Want jy sien, God is hier teenwoordig. Hy praat self met die volk. So die hele volk het in die kamp gebewe. Moses het hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te verskyn en hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele Sinaï berg het begin rook toe die Here in vuur daarin afkom en die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Jy sien, ons hoor die volk het gebewe, want hulle het rekening gehou met God se teenwoordigheid hier. Maar as ek en jy eerlik is oor waar ons vandag staan in ons eie geloofsreis, dan wonder ek tot watter mate hou ons werklik nog rekening met God se teenwoordigheid. Het ons nie dalk ergens maar te gewoond geraak aan die evangelie boodskap, te gewoond geraak aan die boodskap van die Bybel? Het ons nog werklik daai selfde eerbied en respek vir God, of het ons nie dalk net te gewoond geraak aan die Bybel, dat ons dalk nie meer werklik rekening hou met God se heiligheid, God se teenwoordigheid nie? Want jy sien, die beginsel wat ons deurlopend hoor, is daar moet onthou word voor daar onrou kan word. Dit hoor ons ook in die gebooie. Toe het God self al oor die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. So, voor hulle die gebooie hoor hulle wie God is. Dit is wat hulle moet onthou. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Kom ons oorweeg die eerste en tweede gebod. Jy mag naas my geen ander gode hê nie, jy mag nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Jy sien, as ek eers onthou wie God is, dan wil ek nie ander gode hê nie, ek wil ook nie maak nie, want ek weet wie my God is, en ek weet hy is onverdeelde trou van my. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die een wat sy naam misbruik, sal hy nie ongestraf laat bly nie. Met ander woorde, as ek onthou wie God is, dan wil ek tog nie sy naam misbruik nie. Sorg dat die Sabbatdag heilig hou. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel. As ek onthou wie God is, dan wil ek volgens sy ritmes leef. Ja, ek en jy is hier vanoggend byeen as nie Joodse gelowiges. En in Paulus se briewe hoor ons dat hy verduidelik dat vir nie Joodse gelowiges is dit nie 'n voorvereiste om Joodse feesdae of eetwette na te volg nie. Maar nietemin leef ons steeds volgens die ritme om op elke Sondag saam met mekaar as 'n geloofsgemeenskap byeen te kom om te sê ons onthou Jesus het opgestaan en daarom kom ons by mekaar om ons hele week te onderbreek en te sê ons kom om te onthou wie is God en volgens sy ritme te leef. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God jou gee. Jy sien, as ek onthou wie God is, dan wil ek graag my vader en my moeder eer. Daardie gebod beteken egter meer as net om as 'n kind my ouers te gehoorsaam, maar volgens geleerdes sal dit selfs in om op hulle ou dag te help met hulle versorging. Die 6de tot die 9de gebod, hoor jy die refrein, jy mag nie moord pleeg, egbreek pleeg, steel of vals getuienis aflê nie. Maar as ek onthou wie God is, dan het ek respek vir lewe wat hy gee en wil ek nie moord pleeg nie. As ek onthou wie God is, het ek respek vir verhoudings, vir huwelike wat God gee, dan wil ek dit nie breek nie. As ek onthou wie God is, dan het ek respek vir ander mense se eiendom, dan wil ek dit nie steel nie. As ek onthou wie God is, het ek respek vir waarheid en wil ek nie vals getuienis aflê nie.
die 10 gebod. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer of enige iets wat aan hom behoort nie. As ek onthou wie God is, die een wat vir my sorg, die een wat voorsien dit wat ek nodig het, dan wil ek nie iets van iemand anders begeer nie. Maar dan wil ek vertrou dat God vir my genoegsaam gaan sorg, en dan dat ek in hom daarvoor berusting kan vind. Jy sien, die refrein wat ons vanoggend keer op keer hoor, eers onthou, dan onderhou. Maar dan moet ons hierdie storie in die groter storie net vir 'n oomblik terugplaas. Jy onthou, God het sekere beloftes aan Abraham kom maak. Abraham, ek maak aan jou 'n belofte dat jy 'n nageslag gaan hê. Jy en jou nageslag gaan 'n land hê en in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. Dan, in die begin van Exodus, ontmoet ons hierdie nageslag as slawe, maar God bevry hulle en maak van hulle sy volk. Dan hier by Sinaï bevestig hy dat dit is wie hulle is. En dan beveel hy hulle om op 'n sekere manier te gaan leef, dan in die land wat hy vir hulle as die nageslag gaan gee. En dan, eers in die Nuwe Testament sal ons sien hoe al die nasies van die aarde in Abraham geseën is. In Paulus se uiteensetting in Galasiërs. Maar dan hoor ons vanoggend hierdie woorde: eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon waar? In die land wat die Here jou God aan jou gee. So as jy hierdie gebooie onderhou, deur te onthou wie ek is, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Miskien sal jy hier vanoggend en sê, ag, hierdie gebod was dalk maar slegs op toepassing van Israeliete. Maar ons kan egter mekaar herinner dat dit is volgens die boodskap van die Nuwe Testament steeds van toepassing op elke gelowige in die Nuwe Testament. Want in Efesiërs 6 vers 2 sê Paulus, eer jou vader en jou moeder. Dis 'n belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou mag goed gaan en jy lank mag lewe op aarde. Want jy weet, Paulus weet dat die gelowiges nou nie meer slegs nie in die beloofde land meer leef nie, maar reg oor die aarde leef. Jode sowel as nie-Joodse gelowiges wat in Jesus glo. Hulle lewe nou nie slegs meer net in die beloofde land nie, maar hulle lewe op enige plek op aarde. En wat Paulus sê, ook vir ons geld hierdie gebod steeds. Waarom hierdie gebod? Ons vier vandag Vadersdag. En op hierdie dag onthou ons dat God sê, hy is ons Vader in die taal van die Nuwe Testament. En ons is sy kinders. Maar dan het ons nodig om rekening te hou met God. En dit is waarmee die 10 gebooie ons kom help. Om eers te onthou en dan te vertrou. En dan te onderhou. Jy sien, as ek die 10 gebooie hoor, dan hoor ek eerstens wie is God. En as ek hom onthou, dan wil ek graag sê, Here, ek wil graag rekening hou met U en hoe U van my vra om voor U te leef. Wat kan ek en jy vanoggend saamneem? 1. God onthou sy beloftes en hy bly getrou, selfs al twyfel of worstel ek. 2. God is teenwoordig, maar hy vereis dat mense met hom en sy teenwoordigheid rekening sal hou. 3. God neem mense aan as sy eiendom en deur Jesus kan ek kind van God genoem word. 4. God gee sy gebooie, maar hy nooi ons om eers te onthou voor ons onderhou. Ek sluit af. Op die grondpad van geloof het ons merkers nodig, mense en maatstawwe. Dit kan gebeur dat ons twyfel, worstel, oorweldig word, moedeloos voel, ons eie planne maak of onreg verduur. Maar dit verander niks aan God se getrouheid nie, dat hy onthou, dat hy betrokke is, dat hy my ken, dat hy beskik, dat hy genadig is nie. Dit is die uitnodiging vanoggend om te kom sê, Here, hier is ek. Here, ek bely. Here, ek onthou. Here, ek vertrou. Here, ek wil onderhou. Help my. Amen.